Geseëndes, goeie môre, Shabbat Shalom van my kant, Frik Weideman, en op hierdie pragtige Shabbatoggend groet ek jou in die naam bo elke naam wat aan ons gegee is. Sy naam is Yeshua HaMashiach. Hy is die Messias, hy is die bruidegom wat weer gaan kom. Mense, hy is die weg, hy is die waarheid, hy is die lewe. Kan ek vandag vir jou sê, hy is aanbiddingswaardig. Hy is ons leidsman, hy is ons herder. In hom, deur hom en tot hom het ek en jy die gawe van die ewige lewe. In hierdie naam, in hierdie fenominale naam, groet ek jou op hierdie pragtige Shabbatoggend. Ek glo en vertrou, dit gaan goed met jou, en dankie weer eens dat jy ingeskakel is by hierdie Shabbat uitsending van Menorah Tabernakel. En ek besef vanoggend, hierdie is ons laaste uitsending, laaste Shabbat uitsending van 2025. En wat 'n voorreg om jou weer vanoggend te kan bedien met die woord van Skepper, lewende God. Hy is die heilige van Israel, hy is die God van Abraham, Isak en Jakob, hy is die God van Daniel, hy is die God van Gideon, hy is die God van David, van Salomo, van Esegiel. Mense, hy is onveranderlik, halleluja, en dis 'n voorreg om ook sy heilige naam op ons lippe te kan noem. Dankie dat jy vanoggend deel is van Menorah Tabernakel, en vanoggend by hierdie laaste uitsending is my hart dankbaar. Dankbaar teenoor ons hemelse Vader, wat ons tot hiertoe gelei het. Hy het ons beskerm, hy het ons bewaak, hy het ons bewaar teen die onheil, teen die pest, die siekte en die dood. En op hierdie pragtige oggend, en die einde van 2025, wil ek my hande ophef, as 'n teken van dankbaarheid, as 'n teken van afhanklikheid vir die jaar wat voorlê, 2026. So mense, jy is vanoggend ingeskakel by ons laaste Shabbat uitsending vir 2025. Ek wil dankie sê vanoggend aan ons hemelse Vader, wat ons regtig hierdie jaar geseën het. Vir elke boodskap wat uitgegaan het, ek glo en vertrou dat die boodskappe het jou lewe verander, getransformeer, in lyn met sy karakter, in lyn met sy woord, en dat ons daagliks die waterbad van sy woord sal beleef en ervaar, dat ons skoon gewas sal word met rein water, en dat Vader aan ons 'n nuwe gees kom gee in ons binneste. Dawid sê dit mooi, hy sê 'n standvastige gees in ons binneste, en dat hierdie harde hart, hierdie hardnekkigheid, uitgewas en skoon gewas sal word, en dat ons weer sal terugkeer na sy weë, om sy weë, sy verordeninge, sy gebooie, sy instruksies, en ook sy afsprake, jy weet, te onderhou en dit te doen, en in die areas waarin ons swak is, en wat ons nog meer stoei, dat ons sal teshuva, dat ons sal terugkeer na hom toe. So mense, dis regtig vanoggend 'n dankbare hart wat ek het teenoor Jahwe, die Almagtige, wat ons beskerm het hierdie jaar. Ek is dankbaar teenoor jou wat ingeskakel is, wat in 2025 vir ons boodskappe gestuur het. Mense wat vir ons gebid het, ons het intercessors reg oor Suid-Afrika, inteendeel reg oor die wêreld wat vir ons intree en wat vir ons bid, en ek is dankbaar vanoggend vir dit. Ek is dankbaar vir die liggaam van Meester Yeshua wat in lyn kom, wat in eenheid kom. Die oomblik wanneer daar eenheid is, dan is daar salwing, daar's lewe en daar's seëninge. So baie dankie aan elkeen oor die waters, Namibië, Suid-Afrika. Dankie vir mense wat met ons kontak gemaak het, vir mense wat tot die waarheid gekom het, mense wat in terme van Openbaring 18 vers 4, die hoofstroom kerk godsdienststelsel van die Rooms-Katolieke kerk verlaat het, Openbaring 18 vers 4, wat mense uitbeweeg en terugkeer na Shabbat en terugkeer na sy gebooie en natuurlik ook sy heilige naam. En ek weet daar's baie predikers wat hierdie goed afskiet en hulle praat teen dit, maar mense, ek wil vandag vir jou sê, en dis my visie, dis my missie, en this is not mission impossible, dit is possible, want die woord leer my nie deur krag of deur geweld nie, maar deur sy ruach, halleluja, deur sy ruach, en dat ons daardeur sal wandel, dat ons geesmens sal wees, en nie langer vleesmens nie, want soms wil die vleesmens opstaan teen die geesmens, en Paulus sê, dit wat ek wil doen, dit doen ek nie, en dit wat ek nie wil doen nie, hemelmense, dit doen ek, en dat ons hierdie jaar wat voorlê, vir 2026, dat ons werklik waar net sal besef, wat Vader van ons verwag,
En my gebed vir jou wat ingeskakel is dat ons in lyn sal kom met sy karakter, en dat ons sy karakter sal gaan uitleef in 'n wêreld wat donker is, 'n wêreld wat nie meer weet wat is reg en wat is verkeerd nie. En dis my gebed vanoggend. Ek wil dankie sê vanoggend vir finansiële saad wat mense gesaai het in Menorah Tabernakel, en ek kan julle die versekering gee, daar's 'n magtige oes wat opkom, en ons spreek lewe in elke saad, en ons verklaar Jesegiel 37 dat daar weer lewe sal kom in dooie bene, nie net oor Suid-Afrika, Namibië en die uithoeke van hierdie wêreld, maar ook in jou huishouding. En die saad wat jy saai, dat dit sal opkom en 'n magtige oes oplewer, en dat jy sal terugkom met 'n getuienis om te sê, waarlik, die hand van die lewende God is op my. En mense, dit is my belangrik om dit vandag met jou te deel. So baie welkom vanoggend by hierdie laaste Shabbat uitsending van Menorah Tabernakel. Ek het 'n besondere woord wat ek vandag met jou wil hanteer, en ek glo en vertrou dat hierdie woord gaan jou lewe verryk, dat hierdie woord gaan jou lewe in gereedheid bring vir die jaar wat voorlê, 2026, en ek ervaar onmiddellik in my gees, terwyl ek nou met jou praat, dat Jahwe, die Heilige, die Almagtige, sy naam is Jod-Hei-Waf-Hei, en dit is 10-5-6-5, die numeriese waarde van sy naam is Jod-Hei-Waf-Hei, 26, volgende jaar, is 2026, ons is in die jaar 5786, ons is in die jaar van die Waf, en ek en jy moet in die jaar wat voorlê, 26, moet ek en jy daai koppeling wees, daai connection wees, tussen hemel en aarde, sodat ons die bo-natuurlike ruach in ons lewens kan ervaar, en dat ons dit sal uitleef, en dit sal resoneer in ons lewens, om sy lig te gaan uitleef in 'n donker wêreld. So ek wil vanoggend met jou praat oor 'n baie belangrike boodskap ter voorbereiding vir jou lewe, jou familie, jou gesin vir 2026. Maar voor ek daarby kom ek en jy sê vanoggend dankie vir Vader. Ek is in my tentwoning, ek het die skouerkleed aan, dit wat Dawid aangehad het toe sy vrou en sy kinders weggevoer was. Hy het die skouerkleed aangetrek, hy het hom gaan verootmoedig voor die lewende God, en hy het gesê, Abba, hulle het my vrou, hulle het my kinders, hulle het my familie, hulle het my volk, hulle het my kamele, alles is gehijack. Abba, wat moet ek doen? En hy gaan in, by die manskappe is kwaad, want hulle is kwaad vir hom, want hy het 'n grens gaan verdedig. En hy kom in die binnekamer, en hy trek sy skouerkleed aan. Nou hierdie skouerkleed is van noemenswaardige betekenis in my lewe, want die hoeke, soos byvoorbeeld nou die menorah, die menorah, hy het 5 knopies, en hy het 8 stingeltjies, of 8 tosseltjies. Nou 5 is genade, en die tosseltjies is natuurlik, is 8 tosseltjies. So 5 plus 8 gee vir jou 13. So 13 is die numeriese waarde van Egat. Nou dit beteken eenheid. En dit is opgeteken in die boek van Deuteronomium, hoofstuk 6 vers 4. Hoor o Israel, dat ons Elohim is die enige Elohim. En nou hierdie talit, of hierdie skouerkleed, het 4 hoeke. So die 4 hoeke is die simbool van die Messias, Yeshua, die gesalfde, die Messias wat weer gaan kom. En wanneer ek dit aangryp, dan gryp ek hom aan, en die 5 knopies is die symboolwaarde van genade, en 8 beteken 'n nuwe seisoen. So deur sy genade gryp ons hom aan op hierdie Shabbat, sodat ons 'n nuwe seisoen, die 8 stingeltjies of die 8 dosseltjies, sal ervaar, en dat ons in eenheid met hom sal staan. En dis die skouerkleed. Die skouerkleed is natuurlik wit, wat reinheid verteenwoordig, die blou wat koninklik, of die blou wat hemels verteenwoordig, dat ons vandag hemelse ervaring sal beleef. Die pragtige goue strepe in hierdie skouerkleed, en goud is die betekenis van geregtigheid, en dat ons in geregtigheid sal wandel, en dan uiteraard die pers is koninklik, en dat ons in daardie eienskappe sal wandel om sy heilige naam vandag
te eer en te verheerlik. So kan jy sien dat hierdie is nie Joods nie, en op my skouerkleed, op my skouers is die 2 menorahs, en dat ons soos die menorah sal skyn in 'n donker wêreld, in 'n wêreld wat verdraai is, en dat ons sal wandel in die 7 eienskappe van die 7 afvoerpype van die menorah, en dis ons erfenis, en dis opgeteken in Jesaja hoofstuk 11 vers 2, dat ons sal wandel met goddelike wysheid, goddelike raad, sterkte, dat die gees van die lewende God op ons vaardig sal word, met insig en met verstand, en dat ons hom weer sal vrees, as die heilige van Israel, die een wat was, die een wat is, en die een wat weer sal kom. So ek het my skouerkleed aan, jy's ingeskakel, dis Shabbat, dis 'n geseënde dag, dis 'n heilige dag, en ek en jy is hier om te buig in aanbidding, met ons aangesig na die aarde toe, om vir Vader net te kom sê, Abba, dankie. Dankie. Kom ons doen dit, ons bid saam, en dan gaan ek hierdie pragtige woord met jou deel. Hierdie is 'n slideshow wat vir jou voorberei is, en hierdie is om in gereedheid te kom vir 2026, die heilige naam van Jod-Hei Waf-Hei 10:5-6-5. Kom ons bid saam, en ons vra Vader se seën op hierdie woord, en dat hy ook my lippe sal seën, en dat my lippe geseën sal wees met 'n koolvuur van die altaar, sodat die woorde wat ek vandag sal uitspreek, dat die woorde sal wees so strome van lewende waters. Halleluja. Mense, kom ons bid saam. Hemelse Vader, wat 'n voorreg om vanoggend net weer eens u heilige naam te kan aanroep. U is die een wat was, u is die een wat is, u is die een wat weer sal kom. Ek dank u vanoggend vir u woord, en dankie dat u die woord gestalte sal kry in elke tabernakel. Want die woord sê dat ons behoort nie aan onsself nie. Ons behoort aan u. En ons moet vandag weet dat die Gees, die Ruach, is inwonend in ons tabernakel. En dat ons tabernakel gedrewe sal wees, Vader, in 2026. En dat u heilige naam verheerlik sal word, in en deur ons. Ek roep restaurasie. Ek roep in hierdie oggend rekonsiliasie in families, in huishoudings, man-vrou verhouding, ouer-kind verhouding. Ek roep rekonsiliasie met u, dat ons weer as 'n volk sal verootmoedig voor u aangesig. Dat ons sal terugkeer na u toe, op die manier hoe u wil hê ons moet terugkeer, want u woord sê, dat u naam is oor ons uitgeroep. En wanneer ons bekeer van ons verkeerde weë, en ons keer terug na u toe, en ons bid weer tot u, en Vader, ek bid sommer nou, dat ons gebedslewe nie sal verkoel en sal vervaag nie, dat ons weer die woord sal opneem, en dat ons weer sal bid, tot u aangesig, en u sal roep, dat ons weer mense sal wees, manne, vroue, seuns en dogters, wat klop, wat soekend is, wat vra, en dat ons hier sal wees met een doel vir oë, en dis om u te behaag, deur geloof. Ek bid in hierdie môre, Vader, dat u met ons sal wees, want u woord sê, u is Immanuel, God met ons. U is wonderbaar, u is raadsman, u is sterke God, u is ewige Vader, u is vredevors. Dankie vir die inspraak van u Ruach, u Heilige Gees. Dankie vir die waarheid van die woord. En my gebed op hierdie pragtige oggend is, Abba, dat ons as u volk sal uitkom uit Babylon, sal klaar kry met ons drekgode, sal klaar kry met die eie ek, sal klaar kry met narcisme, sal klaar kry met selfgesentreerdheid, met die trots en die hoogmoed, en dat die heilige naam verheerlik sal word. Ek bid in hierdie môre dat ons sal besef, ons is u tabernakel, ons is u tempel, u is inwonend in ons. U woord sê, weet julle dit nie? Nee, ons weet dit nie. Ons weet dit nie. Want as ons dit geweet het, Abba, sal ons anders optree, anders funksioneer, anders besluit, op 'n ander manier reageer. Ons sal another kind of mens wees. 'n Man en 'n vrou wat anders opstaan in die oggend, wat anders gaan slaap in die aand, wat anders praat, wat anders funksioneer. Ons wil graag daai mense wees. Help ons, lei ons, rig ons, stig ons, asseblief, Abba. Abba, ons het foute, en ons sondig teen u, soms onwetend, want dit het 'n leefwyse geword.
Soms weet ons daarvan. Maar vandag, op hierdie Shabbat, wil ons terugkeer na U toe. Ons wil teshuvah. Ons wil vir U vra, dat U ons sal help, om nommer 1, ons te help om ons situasie, ons menswees, ons stand van sake, ons geestelike posisie te identifiseer, erkenning te neem daarvoor, en dat ons verantwoordelikheid sal opneem, ons verantwoordelikheid, om dit te herstel. Abba, ek bid dat hierdie woord vandag sy snelle gang sal gaan, en dat U woord nie ledig terug sal keer nie, maar dit sal bereik, die doel waartoe U dit gestuur het. Dankie dat ons vandag toegemaak kan wees met U salwende krag van U ruach, en dat die salwing elke juk sal breek, en dat die salwende krag van die lewende God met ons sal wees. Die woord sê in die boek van 1 Johannes, hoofstuk 2, dat ons het die Heilige Gees, en ons weet alles. Abba, ons is goed bekend met die planne van die vyand, en ek bid dat U vandag met elke man, elke vrou, elke seun, elke dogter sal wees, en Abba, dis my gebed, in die wonderbare naam van Meester Yeshua. En my gees roep uit, halleluja, prys sy wonderlike naam. So mense, op hierdie pragtige Shabbatoggend, wil ek met jou praat oor 'n baie belangrike onderwerp. En hierdie hele boodskap gaan oor jou, en oor my, dat ons die tabernakel moet wees van Heilige Gees. Ons is die woonplek van Ruach. En in hierdie boodskap gaan jy vandag sien dat ons het eienskappe nodig. Daar's 4 belangrike eienskappe wat ons van moet kennis neem. Jy gaan ook vandag besef dat die tabernakel wat verwys na ons, of die tempel, nou die tempel is 'n gebou wat 'n fondasie het in die grond. So daai gebou kan nie beweeg nie, daai gebou staan vas. So die konsep en die definisie van tabernakel en tempel is min of meer dieselfde. Die tabernakel was 'n tydelike plek van samekoms, die tent van samekoms, en hy was opgetel en hy was beweeg soos wat die wolk beweeg het in die tydperk toe die volk uitgetrek het uit Egipte uit. En wanneer die wolk opstaan en die wolk beweeg, dan pak die manne op, en veral die priesters, hulle pak die tabernakel op, hulle pak hom op en hulle beweeg saam met die wolk. So die tabernakel was heeltyd bewegend gewees, met 'n hele paar keer wat hulle gaan kamp het, hulle presies 41 keer in die 40 jaar, het hulle 41 keer, het hulle gaan kamp, soos wat hulle getrek het, en die 42ste keer is hulle in die beloofde land. Nou 42, ek wens ek kan met jou gesels oor die menorah, so profetiese waarde in terme van 42, dis natuurlik 'n teaching vir 'n ander tyd, en dis 'n wow, ek moet dit dalk met julle deel, maar hoe dit ook al sê, is belangrik om te weet, dat ons is hier om Vader te behaag. So, my gebed vandag vir jou is, by hierdie laaste uitsending van Menorah Tabernakel, is dat ons dit sal wees, wat ek vandag met jou gaan deel. En dat ons dit sal carpe diem, ons eie maak, en dat ons dit gaan uitleef in 'n wêreld wat donker, krom en verdraai is. En ek wil graag vir jou vra, dat ons hierdie boodskap sal uitstuur. Gaan stuur dit uit vir jou kontakte, dit gaan nie oor my nie, dit gaan oor die mense met hierdie boodskap hoor, want ons het nie die kennis nie. En Paulus is baie duidelik waar hy sê, ouens, ek sien julle het hierdie ywer om Jahwe die Almagtige te dien, maar julle het nie die kennis nie, julle weet nie hoe nie. En vandag gaan jy toegerus word met 'n paar eienskappe. Nommer 1, jy gaan toegerus word met piktografie, die numeriese waardes in terme van die Hebreëse letters. Ons gaan jou toerus vandag dat jy sal weet wat jy moet wees in terme van jou posisie as 'n tabernakel, want hierdie 7 eienskappe van die tabernakel wat ook in die menorah reflekteer. Ons wil hê dat jy moet dit wees, ons wil hê met die eienskappe hê van die bruid. Dan gaan jy sien hoe hierdie boodskap ontvou in jou eie lewe. En wanneer jy snap wat ek vandag met jou gaan deel, gaan dit jou geloofswandel verdiep in Meester Yeshua. En die woord is baie duidelik in die boek van Hebreërs. Hy sê sonder geloof is dit onmoontlik om Elohim te behaag. So mense, ons gaan vandag kyk na die tabernakel en ook die betekenis daarvan in my, sowel as ook in jou lewe. En ek is opgewonde om hierdie pragtige woord met jou te kan deel. Goed, kom ons begin. Die tabernakel in die
woestyn. Terloops, ons het ook 'n tabernakel gebou op die plaas te Kylen, en is wonderlik as ons mense daar deurstap en hulle sien die instrumente, hulle sien die weg, die waarheid en die lewe, en hulle sien hoekom die tabernakel op 'n spesifieke manier gebou is en die profetiese inspraak en die betekenis wat in ons lewens. Ek gaan vandag met jou praat oor die bouer van die tabernakel. En ek en jy moet in hierdie wêreld uitgaan om bouers te wees van sy tabernakel. En ek is van mening, dis die getuienisse wat ons moet uitdra in 'n donker, krom en verdraaide wêreld, want Matteus 24 sê, hy sê wanneer die koninkryk, die evangelie van die koninkryk verkondig word oor al die nasies, met ander woorde oor die hele wêreld, dan sal die einde kom. En ek is van mening, as jy die tabernakel verstaan wie ons moet wees, ons is daai tabernakel wat gebou is sonder die toedoen van mensehande, en die voorhang sal het geskeur, en ons het toegang na die allerheiligste vanweë die volmaakte werk op Golgotha, deur Meester Yeshua. Hy het sy lewe vir ons afgelê. Mense, dis genade. En jy het niks nodig om daai genade en die gawe van die ewige lewe te kan hê nie. Jy het niks nodig om dit te doen nie. Jy het nie nodig om die wet te onderhou, Shabbat te onderhou, om dit te kry nie. Glad nie. Dis absoluut genade. Dis onnaspeurlike liefde wat hy vir ons kom gee het. So wie het die tabernakel gebou? Sy naam is Betsalel. Betsalel. El beteken, dis die enkelvoudsvorm van Elohim. Hy is die bouer en hy is die oprigter van die tabernakel. Sy naam is Betsalel. En ons gaan nou al die skrifte vir jou deurgee. So, Jahwe die Almagtige het Betsalel gekies om hierdie tabernakel te bou. En ek gaan nou met jou hanteer, hoe oud was hierdie jongman gewees toe die gees van die lewende God op hom vaardig geword het. So mense, belangrik wat ek nou vir jou sê, dat die gees, die ruach, het nie net bestaan vanaf Handelinge hoofstuk 2 nie. En baie mense het hierdie sienswyse dat die ruach, die Heilige Gees, bestaan eers in die Nuwe Testament. Dis hoekom ek weer 'n keer beklemtoon, daar is nie 'n Ou Testament en daar is nie 'n Nuwe Testament nie. Dis die woord. Dis die hele skrif. Die mense met die dik brille dit gaan opdeel tussen Ou Testament en Nuwe Testament en uiteraard in hoofstuk 1, 2, 3, 4 en 5. Maar dit het nie bestaan in die oorspronklike geskrifte nie. So daar is eintlik nie 'n Ou Testament en daar is eintlik nie 'n Nuwe Testament nie. Ek wil dit sê, dat as ek dit sou ingedeel het, in terme van Ou Testament en Nuwe Testament, wat ek nooit sal doen nie, maar as ek dit sou oorweeg het, dan sou die Nuwe Testament vir my gewees het vanaf die opstanding van Meester Yeshua. Dit is met ander woorde die nuwe dispensasie. En hy sê dat julle sal groter dinge doen as wat ek gedoen het. So daai is vir my amper half, jy weet as ek dit kan sê, Nuwe Testament. So reeds in Exodus 31 kom die woord en hy sê dat die Gees het vaardig geword op Betsalel. Kom ons gaan lees dit. So mense, Jahwe die Almagtige het hom uitgekies. Wie is hom? Dit sy naam is Betsalel. Nou hoor nou mooi die betekenis. Sy hande was gerig deur goddelike inspirasie. Man, dis vandag my gebed vir jou. Dat wanneer ons in 2026 inbeweeg, onthou ek het nou vir jou vertel, hoe belangrik is 2026 in terme van die numeriese waarde van die naam Jahwe die Almagtige. Sy hande was gerig deur goddelike inspirasie. Sy doelwit om die woonplek op aarde te bou vir die Almagtige. En as jy gaan kyk, toe die tempel ingewy was in 1 Konings hoofstuk 8 deur Salomo, toe sê Salomo, wanneer ons hande uitbrei na u vaste woonplek wat gebou is, wanneer ons voor u staan in die pes en die hongersnood en die droogte en die vyand kom en ons sien nie kans vir dit nie, dat ons hande sal uitbrei na u vaste woonplek. En dan weet ons dat u sal vir ons die uitkoms gee. Mense, daai vertroue. So die doel van Betsalel en die doel van die tabernakel is om 'n woonplek op aarde te bou vir die Almagtige. Met ander woorde, bewerk 'n plek waar hemel aarde ontmoet. En daai die gebed van Meester Yeshua, die gesalfde in die boek van Matteus hoofstuk 6. Hy sê, Onse Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word, laat die koninkryk, laat u wil geskied, soos in die hemel, so op hierdie aarde. So die tabernakel
is bewerk 'n plek waar hemel en die aarde ontmoet, want by die inwyding van die tabernakel en wanneer die priesters gaan diens doen, was daar 'n wolk gewees, daar was 'n vuurkolom gewees op daardie plek. Met ander woorde, dis die connection, dis die ontmoetingsplek van hemel op aarde. En die tabernakel gaan oor 'n verhouding, 'n totale verhouding. Die menslike talent is gedryf deur Ruach. Met ander woorde, Betsalel het sekere talente gehad. Gees van die lewende God het vaardig geword op Betsalel en hy het sy talente aangewend met bekwaamheid, en ek gaan dit nou met jou deel, uit die menslike talent aangedryf deur sy Ruach. My gebed vandag vir jou, is my profetiese woord vandag vir jou, vir 2026, is dat die talente, die kennis, die vaardighede, wat jy by Vader ontvang het deur sy onnaspeurlike genade, dat jy daai talente deur jou hande werk, deur jou oë, deur jou mond, deur jou voete, deur jou hele tabernakel sal aanwend, en dat dit gedryf sal word deur sy Ruach. Dis regtig my gebed. So mense, vandag is dit belangrik dat hierdie inligting jou lewe gaan impakteer en verander, want kennis moet vermeerder wie Jahwe die Almagtige is. Ons weet nie wie is hy nie. Vir 1700 jaar is ons voorgelieg. Ons weet nie wie is hy nie, ons ken hom nie. Ons weet waartoe hy in staat is. Ek dink nie ons weet dit selfs heeltemal nie. Maar kennis vermeerder wie Jahwe die Almagtige is. Asook Yeshua, want alles gaan oor Yeshua, Messia, die gesalfde. Alles, die tabernakel, die skepping, die menorah, die gemeentes van Asie in die boek van Openbaring, die hele woord van Genesis tot die boek Openbaring gaan oor Yeshua, Messia, die gesalfde. En dat sy woord, sy instruksies, sy ontwerp, sy wese is in die tabernakel. So wanneer jy die tabernakel ken, gaan jy weet wie is Yeshua. So net voor ons begin is dit belangrik om net so 'n bietjie in te tap in die Hebreëse woord, en ek gaan 'n paar elementêre goed met jou deel. So net voor ons begin, hoor gou hierso, hier is iets fantasties. Kennis, met ander woorde, ons moet kennis vermeerder oor wie is Jahwe die Almagtige en uiteraard Yeshua. Want hulle is een, Johannes 15, when I abide in him, he will abide in me. Want hulle is een, Yeshua sê, as jy my sien, het jy die Vader gesien, ons is een. Jesaja profeteer om te sê, maar hy is Immanuel, God met ons. Hy is met ons. Hy is van die begin af met ons. Dis 'n openbaring wat aan die lig gekom het, eintlik 'n geheim en 'n verborgenheid wat aan die lig gekom het, om te sê dat Yeshua was voor tyd. Hy's in tyd, hy's buite tyd. Hy is Elohim, wat vlees geword het. Hulle is Echad, hulle is een. En hy sê dit. Hy sê, ek is die beeld van die onsienlike Elohim. Ek is in Kolossense, hoofstuk 1 vanaf vers 13, 14, 15, 16. Ek is die beeld van die onsienlike Elohim. Ons moet kennis inwin oor wie is hy. So die woordjie kennis in die Hebreëse taal beteken Yada. I-A-D-A. Die D is die symboolwaarde van die oog. Dis die deur en die y is die waarde van die hand van Elohim. Dat ons die oog sal hê en die hand sal beleef, met ander woorde, wat is belangrik vir hom? Wat sien hy by my en jou? Wat ervaar hy? Sy oë deurloop die hele aarde om te weet watter man en watter vrou se hart is onverdeeld op my gerig. En dan uiteraard die y is die hand van Elohim. So dis die woordjie Yada. So kennis in hakies Yada is om die hand van Elohim op die deur van my lewe te hê, sodat ek hom sal sien soos wat hy is. So wat doen die duiwel? 2 Korintiërs hoofstuk 4 vers 4. Hy trek sluiers oor ons oë vanweë leuns, vanweë verleiding en misleiding, wat 1700 jaar duur sedert Konstantyn in bewind gekom het en 321 jaar na meester Yeshua se opstanding, is hierdie goed vir ons verdoesel, onder 'n dekmantel geplaas, en vandag kom hierdie goed na vore, en dis natuurlik die profesie wat in Daniël 12 na vore kom, dat tegnologie sal verbeter, sodat ons hierdie goed kan weet, en dat ons hom sal sien vir wie hy is. So kennis is Yada, is om die hand van Elohim, daai Jod, daai Jy, daai Y, op die deur van my lewe te hê, op die deur van my tabernakel, sodat ek hom sal sien soos wat hy is. Want 2 Korintiërs 4:4 sê dat die duiwel verblind ons
dat ons nie die evangelie sal verstaan nie. Met ander woorde, ons mis die beeld van wie hy eintlik moet wees in ons lewens. So net voor ek aangaan, wil ek net 'n paar nommers met jou hanteer, en ek sê dit baie in my boodskappe. Wat is die waarde van 1, wat is die waarde van 5, wat is die waarde van 8, en wat is die waarde van 10? So wanneer jy die woord lees, wanneer ek my woord vat en ek sien op die eerste dag van die jaar, in die regeringsjaar van, ons vat net 'n voorbeeld van koning Darius, op die 17de dag van die 7de maand. Nou mense, daai is belangrik om dit te lees. Baie mense lees dit sommer net oor, want dis nie regtig noemenswaardige inligting nie. Daai is belangrike inligting wanneer jy die woord lees, want dit bepaal die seisoen, die dag van die maand, in watter konteks het dit plaasgevind, en watter seisoen het dit plaasgevind. So daai is baie belangrik. Jy kan dit nie oorlees nie. So mense, wanneer jy die woord lees, is daar syfers ter sprake. In die 40ste jaar, Yeshua het byvoorbeeld 4 dae geneem om by Lazarus uit te kom, en voor hy by Lazarus uitgekom het, was hy 2 dae weg van die Jordaanrivier. Wat beteken daai 2? Wat beteken die 4? So daai goed is alles belangrik, veral in terme van nou en toekomstige skaduwees oor die eindtyd. So kan jy sien hoe kom die dots by mekaar wanneer ons die tabernakel studie verstaan, en ons gaan dit vandag met jou hanteer. So nommer 1, wanneer jy die numeriese syfer sien van 1, beteken dit Alef, God, eenheid, Elohim, begin en almagtig. Wanneer jy 2 sien, gaan dit oor 'n verhouding tussen my en my hemelse Vader en my verhouding met my medemens. Dit gaan oor verhouding met Elohim en ook om 'n getuienis te wees teenoor ander. 3 is altyd verbond, dit beteken ook die heilige vervulling. 4 is natuurlik Messia, Yeshua die gesalfde, en hy is die plan van Elohim. 5 is genade en geloof. So mense, wanneer jy die syfer 6 sien in die woord, dan weet jy dit gaan oor die mens, die onperfekte. Halleluja. 7 beteken compleet, volheid, vervul. 8 beteken nuwe seisoen of 'n nuwe begin, die nuwe hemel en die nuwe aarde. Op die 8ste dag van die Sukkotfees het meester Yeshua die gesalfde opgestaan en hy het gesê: "As julle in my glo, soos wat die skrifte sê, strome van lewende water sal uit julle uitvloei." Op die 8ste dag was die volk besny gewees, of 'n babietjie was besny om ingeënt te word in die verbond. 9 beteken die gawes van die Heilige Gees, as ook die vrug van die Gees, wat finaliteit beteken. Ja, dan nommer 10, wanneer jy 10 lees, is dit vertroue in die Torah, of in die Engelse woord, completeness in the Torah. En dit gee vir my en jou, dit gee vir ons posisie, in terme van ons wandel op hierdie aarde, as 'n tabernakel, om Yeshua, Messia, die gesalfde, te verteenwoordig op hierdie aarde. So daar is die belangrike nommers vanuit 'n Hebreëse perspektief, dat jy net sal kennis neem. Goed, so mense, die Hebreëse letters het almal numeriese waardes. Al die Hebreëse letters het 'n numeriese waarde. In Hebreëus, wanneer jy dit lees, dan lees jy dit van regs na links. Wanneer ons lees vanuit 'n verwesterlike gedagtelyn, is dit van links na regs. Maar hierdie mense lees van regs na links. So daar is meer as 70 leringe ten opsigte van elke letter, en daar's 22 letters in die Hebreëse alfabet. Daar is meer as 70 leringe met betrekking tot 'n letter in die Hebreëse alfabet. So die woordjie Adam. Adam word saamgevoeg deur 'n alef, deur 'n dalet en deur 'n mem. En die woordjie kennis of die woordjie waarheid is natuurlik emet, en dit bestaan uit 'n alef, 'n mem en 'n taf. Dit is met ander woorde waarheid. So kom ons kyk wat is die numeriese waarde van al hierdie letters in die Hebreëse alfabet. So die waardes is as volg: Adam is 1, alef is 1, dalet is 4, dis in ander woorde die deur. Wie is die deur? Dis meester Yeshua. So 1 plus 4 en natuurlik mem is 40, dit gee vir jou 45, so 4 plus 5, wat is 4? 4 beteken Yeshua die gesalfde, 5 is genade en dit is gelyk aan 9. Wat simboliseer 9? Dit simboliseer die gawes van die Heilige Gees wat my en jou autoriteit gee om te wandel met gesag en posisie op hierdie aarde. En uiteraard is dit ook natuurlik die verwysing na die vrug van die Gees. So emet wat waarheid beteken is 1 is alef, 40 is die mem,
taf is 400, dis 441, so 4 plus 4 plus 1 gee vir jou 9. So kan jy sien dat hierdie goed werk, so alles in lyn met mekaar. En dieselfde met die skrif. Dus hoekom daar nie 'n Ou en 'n Nuwe Testament kan wees nie. So mense, al hierdie goed gaan ek vir jou vandag verduidelik, en alles is in die tabernakel, as ook in Betsalel se naam. En ons gaan bietjie daarna kyk. So byvoorbeeld, my naam, Frederik, sy symboolwaarde is 5, 9, 4. So 5 beteken genade, 9 beteken gawes van Heilige Gees, as ook die vrug van die Gees, 5, 9, 4, en dan 4 is natuurlik die symboolwaarde van Yeshua, Messia, die gesalfde. Mense, die tabernakel in die Bybel, in die woord. Onthou net, ek wil benadruk, ek en jy is die lopende, lewende tabernakel. In die boek van Hebreërs is daar 303 verse, in die totale boek van Hebreërs, waarvan 131 uit 303 verse is die verwysing na die tabernakel. Mense, so is belangrik, dat ek en jy sal weet, ons moet hierdie tabernakel wees, wat Jahwe die Almagtige moet gaan resoneer op hierdie aarde. Ons moet hemel aarde toe bring, en wanneer ek en jy verstaan, wat is die tabernakel, en wat van ons verwag word, in terme van ons posisie, en verantwoordelikheid, verander jou lewe. So kom ons kyk, wat ander boeke het melding gemaak van die tabernakel. Nou moet jy onthou, as die woord iets oor praat, 1 keer, of 2 keer, of 3 keer, dink ek dis belangrik. Kom ons breek dit gou af. As die woord 1 keer oor 'n onderwerp praat, dink ek dis belangrik, ons moet kennis neem. Wanneer hy 2 keer oor dieselfde onderwerp praat, dan moet jy weet, hierdie is belangrik. En die 3de keer, dink ek dit moet 'n leerwyse word. Vir 50 keer in die totale woord, word die tabernakel genoem en bespreek. 13 hoofstukke in Exodus, 18 hoofstukke in Levitikus, 13 hoofstukke in die boek van Numeri, 2 hoofstukke in die boek van Deuteronomium, 4 hoofstukke in die boek van Hebreërs, 50 hoofstukke in totaal. Wat beteken 50? Jubilee, met ander woorde die jaar van vrymaak, die jaar van posisie. Aan die woorde, 'n jubeljaar is wanneer die slaaf wat vir iemand gewerk het, word vrygeskeld van sy verpligtinge. So wanneer ons die tabernakel verstaan, dan wandel ons in vryheid. Ons wandel in oorwinning, ons wandel in deurbrake. So in Openbaring is daar simboliek aangaande die tabernakel in die eindtyd gebeure. So mense, kom ons gaan kyk na die verskillende kleure in die tabernakel en ook die betekenis daarvan. Goud beteken geregtigheid, silwer verlossing, koper oordeel, dis hoekom daar die koper waskom is, want as ek die woord vat, daar lê water in die koper waskom, waarin ek my hande moet was, voor ek kan inbeweeg in die heilige gedeelte van die tabernakel. So wanneer ek by die koper waskom kom en ek kyk in die water, dan speel die water my silhouet. Aan die woorde, ek moet my gaan speel in die woord, want die woord oordeel my, en eendag gaan hierdie woord teen my gedraai word, en ek gaan hier staan, en iemand gaan daai kant van die woord staan, en hulle gaan vir my sê, hoor hierso Frik, maar die woord sê dit, en jy het dit gelees, ek sien jy het dit onderstreep. So, hoekom het jy dit nie gedoen nie? Die woord bring oordeel, dis ook met die koper waskom, koper beteken oordeel, dat ek en jy daagliks gebad sal word met die waterbad van die woord, om by die koper waskom uit te kom. Blou is hemel, rooi is natuurlik die bloed van die lam, wat sonde kom skoon was en afwas, wit beteken reinheid, pers is koninklik, hout beteken humanity, menslikheid, vlees, en dan olie is ruach hakodesh, met ander woorde, ons moet ons olie in ons lampies bewaar, want die bruidegom is op pad, en ons moet seker maak, daar's genoeg olie, en daai olie kry ons om gehoorsaam te wees aan sy Torah. Torah beteken instruksies, inteendeel, dit beteken lewensinstruksies. So mense, kom ons begin by die bou van die tabernakel, die verdeling van die werk, Exodus 31, Ja se plan. Nou die woordjie Ja beteken verbondsgod. In die boek van Exodus hoofstuk 3 vers 15, toe die ontmoeting plaasgevind het deur Ja, die Almagtige, met Moses in die brandende doringbos, toe gaan sy vir Moses, hy sê, gaan, neem jou staf, gaan na my volk en sê vir hulle, Ja het jou gestuur,
Ek is. Nou vandaar die woord Jahwe, en aan woorde Jahwe is die Almagtige, die Heilige van Israel, en uit hom gegenereer Yeshua, redding, redeemer. En dis hoekom ons hom aanbid as die weg, die waarheid en die lewe. En baie belangrik in Exodus 31, dat daar harmonie moet plaasvind om die tabernakel te bou. Kan jy sien hoe belangrik is dit vandag dat man en vrou met in eenheid staan om die tabernakel te bou, en uiteraard met hulle familie, hulle seuns, hulle dogters, as 'n gesin, as 'n familie, eenheid. Eenheid mense bring salwing, eenheid bring lewe, eenheid bring oorwinning en seëninge in die naam van Meester Yeshua. Toe Moses die opdrag gekry het om die tabernakel te bou, was dit eintlik 'n refleksie van wat in die hemel geopenbaar word. So, die hemel kom aarde toe. Onthou jy ons gebed? Laat die naam geheilig word, laat die koninkryk kom, laat u wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. So, die tabernakel is eintlik 'n hemelse replika op aarde. Wie is ek en jy? Ek en jy is die kroonskepping. Ons is die beeld van Elohim, na sy beeld geskape. Ons het sy ruach in ons. Ons het die woord wat ons rig en stig in lyn met sy karakter. Kan jy sien hoe kom hierdie goed alles bymekaar? So Jahwe die Almagtige kies sy bouers. En dis hoekom jy vandag ingeskakel is. En dis hoekom hy jou vandag kies. Uit die stam van Juda kies hy 'n man met die naam van Betsalel, wat beteken in die skaduwee van Elohim. Dit beteken onder die beskerming, die skaduwee van Elohim. Ok, mense, lees saam met my asseblief. Kyk, ek het Betsalel, die seun van Uri, die seun van Hur, van die stam van Juda, by sy naam geroep. Jy is geroep by jou naam. Jeremia 1 vers 5. Voordat jy in die moederskoot gevorm was, het ek jou by die naam geroep. Mense, jy moet kennis neem, want jy is die tabernakel. Dis hoekom die woord sê in 1 Korintiërs 6 vers 19, hy sê, weet julle nie, julle is die tabernakel, die tempel van die Heilige Gees. Ek het jou by die naam geroep. Jy behoort aan my. Jy is 'n eiendom, afgesonderd vir my. Kom ons lees verder. Ek het hom vervul, hoor mooi, met die Gees van Elohim, sy ruach gemanifesteerd in Exodus 31 vers 2 tot 3. Ek het hom gevul met die Gees van Elohim met, nommer 1, wysheid, nommer 2, verstand, nommer 3, met kennis, nommer 4, met bekwaamheid, om wat te doen? Vir allerhande werk om my tabernakel te gaan bou. Exodus 31 vers 2 tot 3. So Betsalel is geroep. Hy is gevul, hy is bekwaam gemaak deur die ruach, Heilige Gees, om wat te maak? Om 'n tabernakelbouer te wees. Mense, onthou daai 4 belangrike eienskappe. Wanneer ons die woordjie 4 sien, dan beteken dit Yeshua, Messia, die gesalfde. Met ander woorde, dis die attribute wat op ons lewens gedeponeer moet word, en daarom moet jy jou geesmens oopmaak om te sê, kom in asseblief, kom vul my, kom stig my, kom maak my bekwaam met wysheid, met kennis, met verstand, met bekwaamheid vir allerhande dienswerk in die tabernakel. Jahwe die Almagtige kies sy bouers. En ek wil weer sê, hy het jou gekies. So Betsalel uit die stam van Juda, wat beteken prys, en wanneer die wolk oplig, het hulle eerste getrek. Die stam van Dan, Oholiab, wat vir Betsalel gehelp het om die tabernakel te bou, hulle is die deur tot die lewe, en hulle was die laaste om te vertrek. En nou verstaan ons, die eerste en die laaste, en alles gaan oor hom. Hy is die Alef, hy is die Taf, hy is die Alfa, die Omega, die begin en hy is die einde. Wie is dit? Yeshua, Messia, die gesalfde. Kan jy sien, alles gaan oor hom. Ons het nog nie eens begin by die tabernakel nie, so alles gaan alreeds oor hom. Betsalel en Oholiab het saamgewerk om die tabernakel te bou. Kom ons kyk so 'n bietjie, hoe lyk hierdie twee manne se bloedlyne? Nommer 1, Betsalel. Hy is by die naam geroep. Wat beteken sy naam? Skaduwee van Elohim. Sy bloedlyn is, hy was die seun van Uri, wat beteken lig, die seun van Hur, wat vryheid beteken. Wat het Hur gedoen? Hy het Moses se hande omhoog gehou met die geveg teen Amalek. En derdens, uit die stam van Juda, wat beteken prys en of aanbidding. So Oholiab, wat saam met Betsalel gewerk het, wat beteken sy naam? Dit beteken tent van my vader. Hy is die seun van
Achisamach, wat beteken ondersteuning, dis sy bloedlyn, en hy kom uit die stam van Dan, die deur na die lewe, wat verwys na die Messias. Hulle name klink so vanuit die posisie van Betsalel, hoor gou hierso, en dis pragtig om dit te weet, en dis vandag my gebed vir jou, in voorbereiding vir 2026. Uit Betsalel sien ons die volgende: in die skaduwee van Jahwe die Almagtige is daar beskerming. Daar is lig. Ek vat jou nou terug in die bloedlyn. Daar is lig deur sy ruach wat vryheid en verlossing bring, en ons prys hom wie ons liefhet. Halleluja. Kan jy sien die belangrike betekenis van die naam Betsalel en in terme van sy bloedlyn? Kom ek lees dit weer. In die skaduwee, wat is die betekenis van sy naam? In die skaduwee van die Almagtige is daar beskerming. Daar is lig deur sy ruach wat ons vryheid en verlossing bring, en ons prys hom wie ons liefhet. En dis in die tabernakel. En dit is Betsalel se naam en die betekenis in terme van sy bloedlyn. So kom ons gaan kyk hoe lyk Oholiab. Oholiab klink so: die tent van my vader, ek vat jou terug in die bloedlyn, is ondersteuning vir die deur tot die lewe, die Messias, die gesalfde. Mense, is dit nie fantasties nie? So hierdie twee manne het saamgewerk. Hulle het in eenheid saamgewerk. En jy kan dit gaan oplees in die gedeelte van Eksodus hoofstuk 31. Hulle het saamgewerk, Betsalel, Oholiab, in vennootskap om se werk uit die hemel uit te bou op hierdie aarde, 'n connection van hemel en aarde, die woonplek van die Almagtige in die tent van samekoms tussen sy volk. En die woord leer my, he wants to tabernacle with his people. Nou die oomblik wanneer ek dit sê, dan verwys dit na die geboorte van meester Yeshua, en dit gaan oor, hy verlang om by sy volk te wees. En dis natuurlik die skaduwee van die fees van Sukkot, die Feast of Tabernacles. Wanneer ons die naam Betsalel en sy betekenis in terme van sy bloedlyn, en ook Oholiab, wat in eenheid saamgewerk het om die tabernakel te bou, wanneer ons hierdie twee name by mekaar sit, en ek praat met jou vanuit die bloedlyn van al twee manne, dan klink dit so. Uit albei se name sien ons die volgende: in die skaduwee van Jahwe die Almagtige is daar beskerming, en daar is lig deur sy ruach wat vryheid en verlossing bring, en ons prys hom vir wie ons liefhet, in die tent van my vader wat die ondersteuning bied vir die deur tot die ewige lewe, die Messias. Halleluja, is dit nie fenomenaal nie? Mense, dis die begin van die tabernakel. Ek lê nou vir jou 'n fondasie van dat jy moet weet, dit is wat jy moet wees, en dit is hoe jy moet funksioneer vir 2026. So Betsalel, die kleinseun van oupa Hur, hou die verbond omhoog deur die bou van die tabernakel. Hy is gekies deur die stem van die Allerhoogste. Hoor mooi, hy is geroep by die naam voordat hy in die moederskoot was. Die Ruach, die Heilige Gees, het hom gevul en bekwaam gemaak. Wat 'n man! Mense, as ek en jy in daardie atmosfeer van posisie, van seunskap kan wandel, om Jahwe die Almagtige se tabernakel te gaan uitlewe in 'n donker, krom en 'n verdraaide wêreld. So Betsalel, die primêre bouer van die tabernakel, het 4 belangrike eienskappe gehad. Terwyl jy na my boodskap kyk, wil ek jy moet net vinnig jou regterhand so optel. Hou net so op, jou regterhand. Ek wil hierdie woorde oor jou verklaar op hierdie pragtige Shabbatoggend. Maar ek verklaar vandag dat die Betsalels sal opstaan aan die einde van 2025 om in gereedheid te kom vir 2026. 26 is die numeriese waarde van die naam Yod-Heh Vav-Heh 10-5-6-5. En Abba, dat u hierdie mense wat nou ingeskakel is en wat na hierdie boodskap kyk, dat hulle sal toerus deur u Ruach met hierdie 4 eienskappe, naamlik wysheid, verstand, kennis en bekwaamheid. En dat hulle dit sal beleef en ervaar in 2026, die jaar wat voorlê. Uiteraard is dit nie ons jaar nie, ons jaar begin met die periode van die bloed van die lam, met ander woorde Pesach, en dit word opgeteken in Eksodus hoofstuk 12, waar Jahwe die Almagtige met Moses en Aaron gepraat het om vir hulle te sê, hierdie is die begin van die maande, hierdie is die begin van die jaar, oor die maand wanneer die lam geslag word, oor die periode van Pesach. Sy hande
het goud, Bezalel se hande het goud, silwer, koper en steenwerk omskep in heilige items tot eer van Ja, die heilige van Israel. Sy skepingswerk was nie kuns gewees nie. Die manier hoe hy gewerk het, die manier hoe hy die tabernakel gebou het, die menorah, die tafel van toonbrode, die wierookofferaltaar, die koperwaskom, die brandofferaltaar. Hy het dit nie gedoen met kuns nie. Dit was aanbidding gewees in excellence. So wat jy jou hande aanslaan om Vader te eer en verheerlik, is aanbidding. Mense, ons hele wese, ons hele tabernakel, my en jou lewe in 2026 moet 'n lewe wees van aanbidding. Hoe jy met mense praat, hoe jy jou boodskappe antwoord, hoe jy met jou familie praat, hoe jy bid, hoe jy reageer, hoe jy funksioneer, hoe jy besluite neem. Alles moet nie kuns wees of talent of ervaring of kennis nie. Dit moet aanbidding wees in excellence. Mense, hierdie is 'n 10 ton trok, net vir die vervoer van goud, silwer en koper wat in die tabernakel gebruik was. Net daai 3 items is 'n 10 ton trok. Met ander woorde, elke keer wanneer die wolk oplig, is die items wat opgebreek en opgepak moet jy eintlik vervoer in die ekwivalent van 'n 10 ton trok. Net vir die goud, net vir die silwer en net vir die koper. So wanneer ek al die ander instrumente van die tabernakel so byvoeg met die pale en die gordyne en die hek en waarmee gepaard gaan, dalk miskien 2 10 ton trokke, wanneer die wolk lig en die volk moet trek. So wie pak dit op? So kom ons gaan kyk. Mense, dalk 3 10 ton trokke om alles te vervoer van die tabernakel. Met ander woorde 30 ton wat geskuif moet word ten opsigte van die tabernakel wanneer die wolk lig. Die trokke is vir die bedekking van die tabernakel, die pale, die heininge, die penne, die borde ensovoorts. Mense, daar's 'n klomp items. Dit was eintlik 'n mega operasie. Dit was 'n operasie gewees om hierdie tabernakel te skuif. Hoeveel keer het hy geskuif? 41 keer in die woestyn. Mense, en dit was die taak van die Lewiete gewees. Die Lewiete en hulle seuns moes hierdie goed oppak. Ek kan myself net indink die ywer, die energie, die operasionele funksionaliteit wat daarmee gepaard gegaan het. Kom ons gaan kyk na Bezalel en die tabernakel. Nou, 66 boeke in die Bybel is verenig onder 'n doelgerigte doelwit, wat beteken aanbidding en gehoorsaamheid. Met ander woorde, die hele woord. Die hele woord is vir ons ingegee, al 66 boeke, almal geïnspireer deur die inspraak van Ruach met verskillende skrywers, verskillende mense wat hierdie woord geskryf het, almal geïmpakteer deur een gees, Ruach, Egat, om die woord, die totale Bybel vir ons te gee. Van die brandofferaltaar tot by die verbondsark was dit 'n goddelike afdruksel van wat in die hemel is, net so ook op hierdie aarde. Dis 'n goddelike afdruksel wat Bezalel gebou het in terme van die tabernakel. So Bezalel se handewerk is Jahwe die Almagtige se gedetailleerde instruksies hoe om dit te bou. Mense, elke ding, ek en jy, hoor my gaga, ek en jy aanbid 'n gedetailleerde Elohim. Hy is gedetailleerd. Mense, jy kan nie net bid vir 'n kar nie. Jy moet sê, Abba, ek bid nou, ek wil 'n nuwe voertuig koop. So Abba, ek bid vir kom ons sê 'n dubbelkajuit bakkie. Dit moet 'n 2.8 liter masjien wees. Dit moet diesel wees. Hy moet daai kleur wees. Dit is hoe hy moet lyk. Dit is hoe hy moet funksioneer. Aan woorde, jy moet detail praat. Jy kan nie net sê, Abba, geef my 'n bakkie nie. Dan gee hy dalk miskien vir jou 'n Nissan Champ in die ou 90's wat nie eens wiele op het. Jy moet bid, jy moet sê hy moet wiele hê, hy moet 'n radkas hê. Hy moet ligte kan hê omdat as ek in die aand ry, moet ek kan sien waar ek ry. So hy's gedetailleerd. So Bezalel se handewerk was gedetailleerd in terme van instruksies vanuit die hemel uit. Die tabernakel is 'n blou drukplan vir die redding vir die mens. Mense, as jy die tabernakel verstaan van die brandofferaltaar tot by die versoendeksel, dan verstaan jy dis die redding vir die mens. As jy die feeste, die afsprake verstaan, die 7 afsprake wat Vader met ons het, van Pesach tot by die fees van Sukkot, is dit die totale reddingsplan in Meester Yeshua vir die mens. So die tabernakel is die bloudruk reddingsplan vir die mens. En dit simboliseer Jahwe die Almagtige se teenwoordigheid. En hy kom vul ons met liefde, lewe en lig. En dis die tabernakel.
Betsalel en ons. Ek en jy, wie is ons? Ons is ook tabernakelbouers. So, sy hande was 'n verlengstuk gewees van Jahwe die Almagtige se wil, sodat die heerlikheid en die glorie van Jahwe, soos in die hemel, op hierdie aarde, in die tent van samekoms sou manifesteer. Net so sal jy, soos Betsalel, werk in 2026 met 'n goddelike doel, om deur die hande van die lewende God gerig te word, met ander woorde, deur die inspraak van sy Heilige Gees, vir sy heerlikheid in ons tabernakel, en dat sy heilige naam verheerlik sal word op hierdie aarde 2026. Halleluja! So mense, die buitehof van die tabernakel in terme van nommers en betekenisse. So die lengte van die tabernakel was 100 L, dit beteken 5 x 20. Die wyte van die tabernakel was 50 L, 5 x 10. Die hoogte was 5 L, 5 x 1. Die area was 5000 L, 5 x 1000. Die volume, die totale volume van die tabernakel was 25000 L. So dit beteken 5 x 5000. En die raamwerk was 300 L, dit beteken 5 x 5 x 4 x 3 en 5 x 6 x 10. Dit is die raamwerk 300 L. Daar was 60 pilare gewees in die tabernakel, so 5 x 12 en 120 penne 5 x 24. So wat op aarde beteken hierdie goed wat ek sopas met jou gedeel het. So kom ons gaan kyk na die nommers en die betekenisse van 5 in die tabernakel. So wat was die lengte gewees? Dis 100 L, dit beteken 5 x 20. So 20 is dan 2 x 10. So 2 is die verhouding tussen mens en Elohim, en 10 is die verhouding in Jah se Torah, daai completeness verhouding in sy instruksies. Die wyte was 50 L, so dit beteken is 5 x 10 is 50, 50 beteken verlossing en vryheid, die jubeljaar. Die hoogte was 5 L, so 5 x 1, 1 is Echad, Jahwe die Almagtige is 1, en ons begin met eenheid. Die volume was 25 cubits, met ander woorde 5 x 5000 beteken genade. Die raamwerk is 300, 5 x 60, 60 is gelyk aan 6 x 10, 6 is die nommer van die mens, dis Waf, en ons volle vertroue in hom, in sy Torah, in sy instruksies. 60 pilare is 5 x 12, wat beteken goddelike regering, die 12 apostels in die boek Openbaring, en 120 penne 5 x 24, 24 is die aantal priesters wat diens gedoen het in die tabernakel. So mense, wanneer jy by die tabernakel instap, dan kry jy die deur. Wie is die deur? Dis meester Yeshua die gesalfde, en dis ook die 4de letter van die Hebreëse alfabet wat Dalet beteken. Met ander woorde, hy is die weg, hy is die waarheid, hy is die lewe. Halleluja. Nou hoor gaan wat sê die boek van Exodus 27 vers 16. En vir die poort van die voorhof 'n bedekking van 20 L van pers, wat beteken pers, koninklik, purperrooi en die bloedrooi stowwe en fyn dubbeldraad linne, veelkleurige werk, daarby 4 pilare, 4 beteken Yeshua die gesalfde, en 4 voetstukke. Dis die deur. Kan jy sien waar Yeshua kom sê het? Hy sê ek is die deur vir die skape, en daar's die absolute skaduwee verwysing. En Exodus 27 vers 16. Wat sê Johannes 14 vers 6? En Yeshua die gesalfde antwoord, en hy sê, ek is die weg, ek is die waarheid, ek is die lewe, en niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Halleluja. Kom ons gaan kyk na die klere van die deur in die tabernakel en wat dit verteenwoordig. Mense, ek hoop jy geniet hierdie een. Ek weet dit is 'n lang teaching, maar dit is Shabbat. Ons is in die teenwoordigheid van Skepper God, die Heilige van Israel. Die blou verwys na hemel en goddelik. Nou hoor wat sê die woord. Hy sê, hier is julle Elohim. Jesaja 40 vers 9, verwys na die evangelie van Johannes. Pers verteenwoordig koningskap. Jou koning kom na jou toe. Sagaria 9 vers 9, en dit verwys na die evangelie van Matteus. Jy sien hoe die woord een word. Rooi simboliseer die bloed, die knegt van Jahwe die Almagtige, Jesaja 52 vers 13 en 53 vers 5, die rooi, hy het sy lewe vir ons afgelê, die volmaakte werk op Golgotha,
En dit verwys na die evangelie van Markus om te sê, daar kom 'n man, Sagarias 6 vers 12, en dit verwys na Lukas. En die wit verteenwoordig suiwerheid en reinheid. So wanneer jy na hierdie klere kyk, in die deur wat Dalet beteken, dan sien jy die Messias. En reg deur die tabernakel sien jy die Messias. Nou wil ek in jou tabernakel, wil ek 'n geheim deel, 'n verborgenheid wat vandag in jou lewe en ook so in my lewe geopenbaar gaan word. Hier is 'n geheim wat ek vandag op hierdie laaste Shabbatdiens van 2025 met jou wil deel. Hier is die klere van ons kardiovaskulêre stelsel. Dit beteken hoe jou hart en my hart lyk. En daar is die circulation of blood en alles wat daarmee gepaard gaan. Hier is die klere van die kardiovaskulêre stelsel. Jou hart en my hart is ook sy hartklop. En ek en jy is die tabernakel en ons het ook die klere van die deur om na die tabernakel in te beweeg, het ons ook in elkeen se liggaam. Kyk byvoorbeeld na die shin in die hart. En daar is die pyltjie wat vir jou wys. Dit is hoe die hart lyk, met ander woorde, Yeshua die Messias, die gesalfde, is in ons hart. Verder meer, die naam Yod-Hei Waf-Hei is 10-5-6-5. Mense, daai totaal 26, 10-5-6-5, lê in my en in jou DNA. En in ons hart is die shin. Wie is die shin? Dis die verwysing na Yeshua die gesalfde. Ons hart behoort aan hom. Kan jy sien hoe kom dit by mekaar in terme van die tabernakel en die klere? Is presies dieselfde. Die hart het 4 hartkamers. Wat beteken, Yeshua die gesalfde, 4 is die symboolwaarde van die Messias. Hy woon in ons. Waar? In ons harte. In my DNA is Yod-Hei Waf-Hei 10-5-6-5 in my DNA, in daai DNA string. Dis waar hy woon. Wie's in ons harte? Yeshua die gesalfde. En daar kan jy dit sien. Dis die klere van die deur van jou hart is hy, Messias. Jy het 4 hartskamers. Ons behoort aan hom. Waar is hy? Hy is hier binne in ons. So Bezalel en die tabernakel. Wie is die tabernakelbouer? Bezalel. Wie het hom gehelp? Oholiab. Kom ons gaan kyk gou. Die tabernakel was 'n ontmoetingsplek van die heilige om met sy bruid te ontmoet. Waar ontmoet hy vandag? In ons hart, in ons denkpatrone, in ons DNA. Elke instrument dra die merk van 'n hemelse ontwerp en elke detail is deur Jahwe die Almagtige homself deurgegee, deur die Ruach aan Bezalel om die tabernakel te bou. Bezalel en die tabernakel, die hart van die tabernakel, huisves die absolute woord van Jahwe die Almagtige. Waar moet hierdie woord wees? In my hart, in my wese, in hierdie tabernakel. En hy het dit met sy vinger geskryf. Jahwe die Almagtige het dit met sy vinger geskryf. 'n Getuie van sy karakter, 'n verbondsbrief, 'n huweliksooreenkoms met my en met jou as sy bruid. En dis opgeteken in die tabernakel. So wat lê in die verbondsark? Die 2 kliptafels, sy ketuba, sy verbondsooreenkoms, sy huwelikskontrak met my en met jou. Dit lê in die verbondsark. Waar is die verbondsark? In my hart, in my gees, mens. My hele liggaam is 'n tabernakel. My liggaam uiterlik met my sintuie is die voorhof. My sielsdimensie, my wil, my emosie en my denke, dit is my heilige gedeelte. En my geesmens, dis die allerheiligste. Dis die weg, die waarheid en die lewe. In die tabernakel fisies wat gebou was in die woestyn, die tabernakel van Moses, was die voorhof, die weg, die brandofferaltaar en die koperwaskom. Die heilige gedeelte beslaan uit 3 items, die tafel van toonbrode, die menorah en die wierookofferaltaar. Daar's 3, dis die waarheid, en dan die gedeelte van die allerheiligste, dis die lewe, die weg, die waarheid en die lewe. En jy het altyd van oos na wes geloop. Dit beteken, wanneer die hoëpriester inkom met die bloed op sy hande, en hy kom besprinkel die bloed van die bok op die versoendeksel 7 keer, dan neem hy ons sondes met die dag van versoening, neem hy dit van die ooste na die weste, en hy dink nooit weer daaraan nie. Halleluja. Bezalel en ons, vir 2026, of weet julle nie, dat julle liggaam 'n tempel van die Heilige Gees is, wat in julle is, wat julle van Jah het.
en dat julle nie aan julleself behoort nie, want julle is duur gekoop deur die bloed van die lam. Verheerlik dan Jahwe die Almagtige, dan in julle liggame, en in julle gees, wat aan Elohim behoort. Kan jy sien, dat ek en jy is die lopende lewende tabernakel opgeteken in 1 Korintiërs hoofstuk 6, vers 19 tot 20. Mense, asseblief, neem kennis van dit. Dis wat ek en jy moet wees. Dis die posisie, en daai posisie bring gesag en autoriteit vir 2026 as 'n lopende, lewende tempel, tabernakel, om God te eer en te verheerlik, en dat sy heerlikheid in hierdie tempel sal woon. Halleluja! Mense, ek is nog steeds by Betsalel en die tabernakel. Die tabernakel symboliseer nommer 1, dat Jahwe die Almagtige se verbond is vir ewig. Nommer 2, standvastig. Halleluja. Onveranderd. Ons moet dit openbaar, want ons is nou die tabernakel. So wanneer die gees van die lewende God in ons woon, sy ruach deel is van ons lewe, dan is ons gister en vandag en môre is ons dieselfde. Met ander woorde, ons het 'n stabiele lewe wat vir ons wag in 2026. Al kom wat teen jou. Gister, vandag en môre dieselfde. Nommer 5. Alles in die tabernakel was 'n refleksie van Jahwe die Almagtige se heerlikheid op aarde. Waar? In die tabernakel. Wie is ek en jy? Ons is sy tempel. Ons is sy tabernakel, wat 'n verskil moet gemaak in 'n donker wêreld. So mense, kom ons gaan kyk, wat is die instrumente in die tabernakel, wat Betsalel gebou het. Onthou, ek en jy is Betsalel, ons is tabernakelbouers. Nommer 1, die verbondsark. Dit verteenwoordig Jahwe die Almagtige se heilige teenwoordigheid. Die menorah is die ewige lig van Jahwe se heerlikheid. En ek en jy moet in die menorah wandel. Dis die vlam, dis die lig wat ek en jy moet gaan uitstraal. Die wierookofferaltaar, dis die ontmoetingsplek van die menslike petisie en goddelike teenwoordigheid. Nou, die wierookofferaltaar is 'n vierkantige altaar, hy het sulke horings op sy punte, en wanneer jy hom vasgryp, dan sê jy, Vader, ek sal U nie los nie, voor U my geantwoord het nie. Dis 'n ontmoetingsplek van 'n menslike petisie. Abba, ek bid vir my kinders, ek bid vir my vrou, ek bid vir my man, Abba, ek bid vir ons land, ek bid vir my mense, ek bid vir die bediening. 'n goddelike teenwoordigheid wat neerdal, wanneer ons petisie, soos 'n dalriekende offer sal wees in sy neusgate. Prys sy wonderlike naam. En kom ons gaan kyk na die tafel van toonbrode. Dit verteenwoordig die 12 stamme, goddelike regering, waar in hierdie tabernakel die koper waskom gaan oor wedergeboorte. Ek spieël my in die woord, Jakobus 1:22, dat ons dader sal word van sy woord, en dan die brandofferaltaar, die prys wat 'n onskuldige dier betaal het vir ons ongeregtigheid. In hierdie geval, die lam van Elohim. Wat sê Johannes die Doper? Hy sê, daar is die lam van Elohim, wat die sondes van die wêreld op sy skouers dra. Prys sy naam. Hy het dit vir my en vir jou kom doen. Die oomblik toe hy daai folterpaal vat en hy stap die Via Dolorosa, het hy my en jou in sy gedagtes gehad. Wat 'n voorreg om hom te dien vandag op hierdie pragtige Shabbat in gees en in waarheid. En mense, en ek en jy het sintuie. As jy gaan kyk na die uiterlike liggaam van die mens, het ons sintuie. So wanneer jy in die tabernakel instap, dan doen dit iets ook aan jou sintuie. Kom ons behandel dit. Ons verstaan dat in hierdie plek, dis die tabernakel, dit is die plek van ontmoeting, waar ons sintuie met ons praat, die oomblik wanneer jy inbeweeg. Mense op die plaas De Kuilen, in die hartjie van Namakoland tydens ons feeste, wanneer ons mense deur die tabernakel vat vir die eerste keer, dan sien jy net daai uitdrukking op hulle gesigte van verbasing, en dat die woord 'n absolute realiteit word in mense se lewens. So kom ons kyk gaan na die sintuie. Ons sien die lig van die menorah, ons ruik die incense, ons ruik die brood wat gebak is, ons hoor en beleef die stilte in die tabernakel, ons het ontsag, ons hoor fyn geluide in die heilige gedeelte van die tabernakel, miskien hier 'n kriek, miskien hier 'n kraak of wat ook al, en ons proe en ons smaak die rein en heiligheid, 'n vars aanraking van ons hemelse Vader, sy heilige teenwoordigheid. Mense, ek weet nie van jou nie, maar ek smag na sy heilige teenwoordigheid, en ek het hierdie ontsag vir sy teenwoordigheid, want hy's heilig, hy's geregtig en hy's regverdig. So mense, die sentrale lig in die tabernakel is natuurlik die
menorah het ons nie 'n pragtige naam nie, die menorah, nie deur krag of deur geweld nie, maar deur my ruach, so spreek Jahwe ons Elohim. Dis die sentrale lig wat nooit uitgedoof mag word nie. Wat sê Yeshua? Hy sê pas op dat jou lig nie duisternis word nie. So in die begin, ons lees van regs na links in die Hebreëse konteks, begin Skepper Elohim, hemel en aarde, en aan die regterkant gee ek dan die Hebreëse konteks, so daar's die hele Hebreëse skrifgie, wat belangrik is in terme van begin, skepping Elohim, hemel en die aarde, en daar is jou menorah by die Bereshit, met die skepping van die hemel en die aarde, en die menorah is die simbool van lig. Laat daar lig wees, en daar was lig. En daardie lig in die menorah is die 7 eienskappe van die ruach in my en in jou lewe. En daardie lig moet in hierdie tabernakel brand. Eksodus 25 vers 9, daar is die volheid van sy tabernakel op hierdie prentjie. Volgens alles wat ek jou laat sien, wat sien jy? Alles wat ek jou laat sien, die voorbeeld van die tabernakel en die voorbeeld van alles wat daarby behoort. So moet julle dit maak. So moet ek en jy wees op hierdie wêreld. So mense, op hierdie slide is natuurlik Jahwe die Almagtige se heilige instrumente. Kyk gou of jy dit kan eien en of jy dit kan identifiseer. Al die instrumente wat in die tabernakel is. So mense, as ek die menorah vat en ek gaan vergelyk dit met die instrumente en die items in die tabernakel. So in die voorhof is daar 2 items. 2 gaan oor die verhouding tussen my en Jahwe die Almagtige en my en die medemens. So daar is 'n brandofferaltaar en daar is 'n koperwaskom in die voorhof. Wat beteken die weg? En dan in die heilige gedeelte kry ons die tafel van toonbrode, hoor mooi, die tafel van toonbrode en dan die menorah, die voetstuk. So wie is die lig van hierdie wêreld? Yeshua die gesalfde. En dan die volgende item in die heilige gedeelte, so hierdie 3 is die heilige gedeelte, wat natuurlik verbond verteenwoordig, nee. So die laaste een is die wierookofferaltaar, dis die plek van petisie, dis die plek van gebed. En dan in die allerheiligste kry ek die verbondsark en ek kry die versoendeksel. En dis die 7 items ook in die menorah. Kan jy sien hoe werk hierdie goed in een met mekaar? Mense, hierdie is absoluut fantasties. So mense, kom ons gaan kyk na die verskillende items in die tabernakel. Nommer 1, die menorah. Wat se olie is in jou lamp? Want daai lig moet in my en jou lewe skyn. Is daar genoeg van die regte olie? Dit beteken die waarheid. Wat gee vir my olie? Die Torah, die instruksies van Jahwe die Almagtige. Is jou olie suiwer of is dit gekontamineer met die dinge van hierdie wêreld? En dit simboliseer die menorah. So wanneer die menorah aangesteek word in die tabernakel, was dit die gebruik gewees dat die olyf word saamgepers en daai olie word uitgedruk. En daai eerste vrug van die olyfolie word in die menorah gebruik om dit aan te steek. Die tweede item is hoe lyk die tafel van toonbrode in jou lewe? Hoe lyk die brood op jou tafel? Is dit vars of is dit gemif? Wanneer laas het jy die woord gelees? Want hierdie is die brood van die lewe, die woord. Die woord het neergedaal en onder ons kom woon en dit simboliseer Yeshua. So wie is Yeshua? Hy is die woord. Wat is die woord? Die woord is die brood van die ewige lewe. En daar is natuurlik die hoëpriester. Wat is die geur van jou gebed? Nie net jou gebed nie, jou totale lewe. Hoe praat jy? Hoe funksioneer jy? Wat is die geur wat jy bring na die altaar toe, die table of incense, die wierookofferaltaar? Wat plaas jy op hierdie altaar? Plaas jy vreemde vure? Bring jy vreemde vure soos die 2 seuns van Aaron voor sy aangesig, of is jou olie suiwer? Mag jy agterin beweeg na die allerheiligste? Absoluut. Want ek en jy is nou 'n koninklike priesterdom, 1 Petrus 2 vers 9, hy het die prys vir ons betaal, net die hoëpriester kon inbeweeg, en vandag, in 2025 en 26, kan ek en jy inbeweeg na die allerheiligste toe. Paulus, mense, hy was 'n Torah student, hy het die Torah bestudeer, hy was opgelei deur Gamaliel, wat natuurlik 'n professoraat was in die Torah, en hy beskryf die instrumente van die tabernakel soos volg. En dan hierdie is alles goeders wat Bezalel verrig het, en die bou van alles
was nie handewerk nie, dit was nie kuns nie, dit was aanbidding in excellence. So die verbondsark, wat sê Paulus oor die verbondsark? Hy sê, as jy die waarheid kort kom, dan vra jy vir Elohim, die ark. Binne die ark is die ketubah. So wat is die waarheid? Die waarheid is die woord. Waar kry ek die woord? Ek kry die woord by die allerheiligste, waar die heilige van Israel met my kontak maak deur sy woord. So mense moet asseblief nie 'n woord neersit nie. Die tafel van toonbrode gaan oor kennis, oor die 12 stamme, regering. Kennis is in meester Yeshua. En Yeshua is te vind in die Torah, want die hele Torah gaan oor hom. Mense, hy is die lopende, lewende Torah. En dan uiteraard die menorah. Die menorah gaan oor geloof met die 7 eienskappe, opgeteken in Jesaja hoofstuk 11 vers 2. Geloof kom deur die hoor van die woord, en Ruach gee en wys my die totale lig van my besluite. Die woord sê in die boek van Job, hy sê, neem jy 'n besluit, dit kom tot stand en my lig sal oor dit wees. En dis die menorah. En dan die koperwaskom gaan oor genesing, wedergeboorte, die waterbad van die woord. En dis die instrumente van die tabernakel. So mense, die ander items in die tabernakel, die altaar is die wonderwerke, die gebeur wanneer jy oorgee, aan die woorde wanneer jy teshuvah by die brandofferaltaar. Abba, kom was my skoon deur u bloed. Dankie Yeshua, die gesalfde wat vir my kom sterf het in my plek by die brandofferaltaar. Die tent van samekoms, is die plek waar Elohim praat. Die buitehof is die onderskeiding tussen buite en binne, lig en donker, duisternis en lig. Die hek, die deur, dis waar al die nasies by mekaar kom en hulle praat elkeen in hulle eie taal. Kan jy sien hoe werk hierdie goed in terme van die gawes van die Heilige Gees? En die wierookofferaltaar, dis die interpretasie. Met ander woorde, ek bring my gebed na u toe. Ek roep u naam uit en dis my petisie wat ek voor u aangesig lê. Psalm 5 vers 4, ek lê my gebed voor u aangesig. So mense, kan jy sien dat die totale instrumente van die tabernakel bring ons in eenheid. Eenheid met wie? Met sy gees. En ons is sy liggaam. So waar moet die gees woon? Inwonend. Waar? In my hart. In my DNA. So wanneer ek die woord lees, dan kom ek in eenheid met sy karakter. So al die instrumente in die tabernakel werk in eenheid en in harmonie saam om 'n patroon van redding te weerspieël. Ek het nou vir jou verduidelik in die menorah met al die instrumente van die tabernakel. Om saam te werk in Jahwe die Almagtige se koninkryk is iets groters as onsself. Kan jy sien, dit gaan nie oor jou nie. Dit gaan nie oor my en jou nie. Dit gaan nie oor verwerping, dit gaan nie oor verslawing, jaloesie, vrees en angs in die eie ek en trots nie. Dit gaan nie daaroor nie. Ons werk saam in eenheid om Jahwe die Almagtige se koninkryk wat groter as onsself is, te kom werk in eenheid, om sy naam en sy karakter en sy glorie te kom uitleef in 'n wêreld wat donker is. En so Betsalel was die plan gewees van Jahwe die Almagtige om sy karakter, sy doel in presisie uit te voer. Want hy het geweet, dit wat hy moet bou is groter as wat hy self is. Ek en jy moet weet dat hierdie tabernakel wat nie aan ons behoort nie, is groter as onsself. So my gebed vandag vir my en vir jou is dat ek en jy sal uitbeweeg uit die pad uit. Dat Jahwe die Almagtige deur sy Ruach by my en by jou kan uitkom. Mense, dit is belangrik wat ek nou met jou deel. Asseblief neem kennis daarvan. Hier is my gebed vir jou vir 2026 in terme van ons tabernakel en die instrumente in hierdie tabernakel. Ek verwys na ons, ek en jy, wat in eenheid moet staan, wat in harmonie moet saamwerk. Ons kan nie geite hê nie. Ons kan nie mekaar wil doodmaak wanneer ons verskil oor 'n naam of wat ook al die geval mag wees nie. En ek sien ons doen dit. So ons sal opreis na hierdie heilige uitdaging in 2026 in ons tabernakels en ons sal toelaat dat wanneer ons die woord lees en wanneer ons bid, wanneer ons die petisie na Vader toe bring, dat ons persoonlikheid, ons karakter, ons geesmens, ons gedagtes, ons handel en ons wandel, dat dit sal verander. Mense, dat dit 'n leefwyse sal word, wat sal uitvloei as aanbidding in gees en in waarheid om Vader se naam te eer en te verheerlik. Mag dit so wees, ook in jou lewe in 2026.
Wanneer ek na die tabernakel gaan kyk, dan besef ek vandag, daar is 3 soorte gelowiges. Kom ons hanteer dit gou, lees saam met my. Hulle wat beweer, hulle is in die koninkryk van Jahwe die Almagtige, maar eer en respekteer nie sy gebooie nie. Hulle sal die minste genoem word, as jy die woord gaan lees in die boek van Matteus hoofstuk 5. Die tweede groep mense. Hulle wat in die koninkryk is, eer en respekteer die gebooie, maar hulle leef dit nie uit nie. Hulle sal nie die minste of die grootste genoem word. Met ander woorde, hulle sal lou wees. Wat sê die boek van Openbaring? Was jy maar koud of was jy maar warm? Maar nou dat jy lou is, gaan ek jou uit my mond uitspieg. Mense, hierdie is 'n gevaarlike ene. Kom ek hanteer dit weer 'n keer. Hulle wat in die koninkryk is, eer en respekteer die gebooie, maar hulle leef dit nie uit nie. Hulle sal nie die minste of die grootste genoem word nie. Met ander woorde, hulle is lou. Nommer 3. Hulle wat in die koninkryk is, eer en respekteer dit, leef dit, verkondig dit, glo dit, maak geen geheim oor dit nie. Hulle sal groot genoem word in die koninkryk van Jahwe die Almagtige. Dit was die woorde van meester Yeshua. En mense, waar staan jy? Waar staan jy vandag in terme van hierdie verhouding? Waar pas jy in? Hulle wat beweer hulle is in die koninkryk, maar hulle doen dit nie. Hulle wat dit erken, hulle doen dit, maar hulle leef dit nie uit nie. En hulle wat in die koninkryk is, wat dit respekteer, verkondig, glo, doen, hulle doen dit tot eer van sy heilige naam. Nie by wyse van wettisisme nie, maar by wyse van 'n verhouding. Die woorde van meester Yeshua het dit gespreek. Nou kom die vraag vanoggend. Waar staan jy in hierdie verband? Waar pas jy in? In watter kategorie pas jy in? Nou weg of die breë weg? Besluit jy vandag. So mense, kom ons kom terug na Batsalel, die primêre bouer van die tabernakel, gevul deur die gees van die lewende God met 4 belangrike eienskappe. Kan jy dit nog onthou? Wysheid, kennis, verstand en bekwaamheid. Hy was die kleinseun van Hur. Hy was geroep op 'n 13-jarige ouderdom. Mense, dis nog 'n kind op 'n 13-jarige ouderdom. Hy was geroep uit die stam van Juda en hy's gevul deur die heilige Ruach. Sy naam beteken in die skaduwee van Jahwe die Almagtige. Hy was 'n skrynwerker, hoor baie mooi. Hy was 'n skrynwerker, hy was 'n carpenter gewees. Wie was meester Yeshua die gesalfde? Hy was ook 'n skrynwerker. Hy was ook gevul deur die Ruach HaKodesh. Hy het ook op die ouderdom van 12 het hy in die tempel gaan preek onder die Fariseërs en die Sadduseërs. Sy naam beteken in die skaduwee van Jahwe die Almagtige. Hy was 'n skrynwerker. Sy pa se naam was Uri, wat lig beteken. En hy het die wond genees van goue kalf aanbidding. Dit wat die volk gedoen het toe hulle uit Egipte uitgekom het, om die goue kalf te maak en te aanbid, hulle het die goue kalf Elohim genoem. Hy het dit kom genees. Met ander woorde, Batsalel het dit kom genees met die bou van die tabernakel. Wat het Yeshua kom doen? Hy het ons die waarheid, hy het ons kom genees van die leuen, die verleiding en die afgoderry. En hy sê, as jy my lief het, bewaar my gebooie. Waar? In hierdie tabernakel. Halleluja. So mense, kom ons gaan kyk na Batsalel se naam en ook die numeriese waardes en totaal van sy naam. Kom ons lees. Onthou, ons werk kom van regs na links. So, nommer 1, sy naam begin met 'n bet, 'n tsade, 'n lamed, alef en ook weer eens 'n lamed. Dit beteken bet is 2, tsade is 90, lamed is 30, alef is 1 en 'n lamed is 30. In totaal 153. So mense, kom ons gaan kyk na Batsalel se naam. 153 is opgebreek tussen 1 en 5 en 3 wat vir jou 9 gee. 9 is die gawes van die Heilige Gees, die vrug van die Heilige Gees, wat beteken finaliteit en autoriteit. In die naam van Batsalel 153. Onthou jy wat by die see van Galilea gebeur het, na die opstanding van meester Yeshua, stap hy op die see van Galilea, en die disippels het teruggekeer na wat hulle bekend was, met ander woorde, hulle was vissermanne gewees, en hulle is besig om vis te vang. Onthou die storie by die see van Galilea. So mense, kom ons gaan lees en kyk, waar kom 153 weer 'n keer voor in die woord? Batsalel, Johannes hoofstuk 21, vers 4. Vers 4 beteken, Yeshua, halleluja. En toe dit al dag geword het, staan meester Yeshua op die strand, waar? By die see van Galilea.
Maar die disippels het nie geweet dat dit Yeshua, Messia, die gesalfde was nie. Vers 5. En meester Yeshua sê vir hulle, my kinders, het julle nie iets om te eet nie? En hulle antwoord hom, nee. Vers 6. En hy sê vir hulle, gooi die net aan die regterkant van die skuit. Hoekom regterkant? En julle sal kry. Hulle het toe gegooi, en deur die menigte van visse was hulle nie meer in staat om die nette uit te trek nie. Mense hoor gou wat sê Johannes 21 vers 11. Simon Petrus het in die skuit geklim en die net op die land getrek, vol groot visse. 153 in getal. Waar kom 153 vandaan? Die bouer van die tabernakel. Wat het hy vir die disippels gesê? Hy het gesê, julle moet my getuienisse wees reg oor hierdie wêreld, beginnende by Jerusalem, Judea, Samaria en die uithoeke van hierdie wêreld. Maar voordat julle uitgaan, kom eers in dat ek julle kan toerus met wat? Met wysheid, met kennis, met verstand en bekwaamheid. Om wat te maak? Om my tabernakel te gaan bou in die uithoeke van hierdie wêreld. Wees julle my getuienisse, sodat julle krag kan ontvang om my getuienisse te wees. 153 visse in totaal, en alhoewel daar baie was, het die nette nie geskeur nie. 153 in totaal. Wat is die numeriese waarde van 153? Betsalel. Wat was Betsalel gewees? Die bouwer van die tabernakel. Wat beteken die tabernakel? Ontmoetingsplek waar hemel en aarde ontmoet. Wie is ek en jy? Ons is die tabernakel van die Heilige Gees. Kom ons gelees wat die woord sê in Matteus hoofstuk 4 vers 19. En hy sê vir hulle, kom agter my aan en ek sal julle vissers van mense maak. En dadelik het hulle die nette laat staan en hom gevolg. So wat was die disippels gewees? Hulle was 153 Betsalel tabernakel bouers. En dis presies wat ek en jy moet wees in 2026. Johannes 21 vers 8. Johannes 21 vers 8. Nuwe seisoen. Maar die ander disippels het met die skuitjie gekom en die net met visse gesleep. Want hulle was nie ver van die land nie, maar omtrent 200 el. Baie belangrik. Ek kom terug na 2000 jaar. Bou my tabernakel. Met wat? Met wysheid, met verstand, met kennis en bekwaamheid, sodat die lig van my menorah in julle kan skyn. Waar? In die heilige gedeelte van my tabernakel. Met ander woorde, behou jou olie. Hy wat volhard tot die einde toe, hy sal gered word. Wanneer julle my liefhet, bewaar my gebooie. Ag, is dit nie amazing om te weet hoe die woord by mekaar uitkom in terme van die tabernakel, wie ek en jy moet wees. Die mense vandag se boodskap gaan oor my en jou. Het gaan oor ons posisie, wat ons moet wees. Ons leef in die einde van die dag. 2000 jaar is al verby. Ons is in die oggend van die derde dag, Eksodus hoofstuk 19, waar Jahwe die Almagtige vir Moses en Aaron sê, hy sê, gaan sê vir die volk, gaan kry hulle reg, gaan was julle klere, hou julle rein, moenie by 'n vrou gaan lê nie, moenie in die berg vat nie, want die oggend van die derde dag gaan ek verskyn. 2000 jaar is verby, 2 dae is verby. Ons is in die oggend van die derde dag. Ek en jy moet toegerus word deur die Gees van die lewende God, met wysheid, met verstand, met kennis en bekwaamheid, om wat te maak? Om sy tabernakel te gaan bou in die einde van hierdie wêreld. Sjoe, kan jy sien wat is my en jou taak? Kan jy sien hoe belangrik is dit om te verstaan wat is ons posisie? En dis koninkryk heerskappy. As die evangelie van die koninkryk verkondig word onder al die nasies, dan sal die einde kom. 200 el, 2000 jaar, 2 dae is verby. Ons is hier, mense, neem kennis. Pas op dat ons nie te laat wakker word nie. Hoor wat sê die woord in Johannes hoofstuk 21 vers 6. Vers 6. En hy sê vir hulle, gooi die net aan die regterkant van die skuit en julle sal kry. Daar's nie twyfel nie, en julle sal kry. Hoor wat sê Psalm 16 vers 11. U sal my die pad van die lewe bekend maak. U sal my die pad van die lewe bekend maak. Hoe? Deur die leiding van die Heilige Gees. Lei my in die spore van geregtigheid. U sal my die pad van die lewe bekend maak. Versadig van vreugde is voor u aangesig. Lieflik, Here, in u regterhand vir ewig. Die regterhand van Jahwe die Almagtige is krag, beskerming, voorsiening, autoriteit en redding.
Mense, wat sal en die kwaliteite van die lewe wat in my en jou moet wees? Onthou wat sê die woord in die boek van Romeine hoofstuk 10 vers 2. Ek sien julle het hierdie ywer om Jahwe die Almagtige te dien, maar julle het nie die kennis nie. Daarom skep julle julle eie geregtigheid en julle eie geregtigheid bots met die geregtigheid van Elohim. En ons moet toegerus wees met die kwaliteite van Betsalel, om wat te maak? Om sy tabernakel te bou, met wysheid, verstand, kennis, bekwaamheid. In hierdie gevaarlike vers, wat my laat huil in my hande, sien ek vandag in Suid-Afrika, Namibië en die uithoeke van hierdie wêreld, Hosea 4 vers 6. My volk gaan ten gronde weens 'n gebrek aan kennis. En omdat jy die kennis verwerp het, om my tabernakel te bou, 1 Korintiërs hoofstuk 6 vers 19 en 20, weet julle nie, dat julle is die tabernakel van die Heilige Gees nie? Sal ek jou verwerp, sodat jy vir my priesterampt nie sal bedien nie. Jy gaan nie in my tabernakel kan diens doen nie, omdat jy die wet van jou Elohim vergeet het, daarom sal ek jou kinders vergeet. Mense, my gebed vandag vir jou is, in voorbereiding vir 2026, dat jy toegerus sal word met wysheid, verstand, kennis en bekwaamheid, in die naam van Meester Yeshua, dat ons die kennis sal hê, dat ons priesterampt weer sal opneem, met gesag en autoriteit, dat ons weer sal terugkeer, sal teshuva, na Vader se wee, sy instruksies, sy gebooie, sy verordeninge. Moenie dit vergeet nie, hy gaan ons kinders vergeet. Ons gaan 'n generasie opwek, wat hierdie goed gaan vergeet, as ek en jy nie die tabernakel gaan bou nie. Kom ek praat met jou uit die boek van Openbaring uit, in terme van die tabernakel. Wat beteken die naam tabernakel? Mishkan. Die tabernakel is die deel van Jahwe die Almagtige, se voortdurende plan vir voorbereiding, en opleiding, dat ons in die volheid toegerus kan wees, om volle vennote met hom te kan wandel, in die grootste verbond, wat 'n verhouding is, om sy heilige naam te eer en te verheerlik. Wat sê die woord in die boek van Haggai hoofstuk 1? Hy sê, neem vir julle hout, klim op die berg, gaan bou my huis, gaan bou my tabernakel. Julle het gehardloop vir julle eie huise. Dis hoekom 2025 so gelyk het. Elkeen het gehardloop vir sy eie huise, terwyl my tabernakel in pyn lê. Kom aan, vat julle hout, klim op die berg, gaan bou my huis, en my heerlikheid sal in daardie huis wees. So mense, Betsalel se naamwaarde is 153. Hoeveel vis het hulle gevang? 153. Wat moet die disippels gewees het? Tabernakelbouers, waar? Reg oor hierdie wêreld. Hoor gou wat sê Openbaring 15 vers 3, 153, 15 vers 3, 153. Hoor die woord, Openbaring 15 vers 3. En hulle het die lied gesing van Moses. Wie die tabernakel gebou? Moses. Wie was die uitvoerder daarvan? Betsalel. En hulle het die lied gesing van Moses, die diensknegt van Elohim. En die lied van die Lam, en gesê, groot en wonderlik is u werke, tabernakel, Adonai Elohim, die Almagtige, die regverdige en die waaragtige is u wee, 'n koning van die heiliges. Halleluja! Mense, kan jy sien hoe belangrik is hierdie woord in terme van die tabernakel. Ek sluit met hierdie woorde wat aan Josua gegee is, om die beloofde land te gaan beerwe. En my gebed vandag vir jou wat ingeskakel was by hierdie laaste uitsending van 2025, dat jy hierdie woorde sal indra in jou tabernakel en uitdra in 2026. Hoor die woord van Skepper lewende God. Wees sterk en vol moed, want jy sal hierdie volk die land laat beerwe, wat ek hulle vaders met 'n eed beloof het, om aan hulle te gee. Wees net baie sterk en vol moed vir 2026, om wat te maak? Om nougeset te handel volgens die hele wet van Moses, my knegt, wat ek jou beveel het. Wyk daarvan nie regs of links nie, sodat jy met goeie gevolg kan handel, oral waar jy mag gaan in 2026. Hierdie wetboek mag nie uit jou mond uitwyk nie, maar bepeins dit dag en nag, sodat jy nougeset kan handel volgens alles wat daarin geskrywe staan, want
dan sal jy in jou weë voorspoedig wees, en dan sal jy met goeie gevolg handel. Het ek jou nie beveel nie, wees sterk en volmoed, wees nie bevrees of verskrik nie, want Vader Jahwe die Almagtige, jou Elohim is met jou, oral waar jy heen gaan. Mense, baie dankie dat jy vandag ingeskakel was by hierdie baie belangrike boodskap, dat ek en jy vandag sal besef, ons is 'n lopende, lewende tabernakel. Dankie vir jou geduld met my, dankie dat jy uitgeluister het. Ek glo en vertrou dat hierdie boodskap was van groot waarde vir jou gewees. En as dit so is, stuur vir my boodskap, sê Frik, baie dankie, of Frik, nee wat, dit het nie vir my gewerk nie, maar stuur vir my 'n boodskapie. Dit sal lekker wees om van jou te hoor. My gebed vir jou is, dat jy werklik geseën sal wees in 2026. Dat Vader se Gees, sy Ruach, jou sal vul, soos wat hy Betsalel gevul het, om te wandel met wysheid, met kennis, met verstand en bekwaamheid, en dat sy heilige naam verheerlik sal word. Kom ek en jy bid saam. Abba, ons hemelse God en Vader, ek verklaar en bely vandag dat U is God Almagtig. U is Elohim, die Heilige van Israel. U is die alomteenwoordigende, lewende, heilige Elohim. Dankie dat ons vandag kon gehoor het, hoe belangrik dit is, om U tabernakel te gaan uitleef, in 'n donker, krom en 'n verdraaide wêreld. Gees van die lewende God, rig ons asseblief, lei ons met wysheid, lei ons met kennis, met verstand en bekwaamheid, om allerhande werk te doen in ons tabernakel, sodat die Heilige van Israel, Jahwe die Almagtige se naam, verheerlik sal word. Vader, ek bid in hierdie oggend, dat U met elke man, vrou, seun en dogter sal wees. Dat U hulle sal toevou en omvou, met die kosbare liefde, met U genade, en dat die hand van die lewende God, met elkeen sal wees, in hierdie jaar wat vir ons voorlê, 2026, word verheerlik, op hierdie Shabbat. Dis my gebed vandag. Abba, en ek bid dit in die wonderbare naam van Meester Yeshua, en my gees roep uit, Halleluja. Prys sy wonderlike naam. En mense, voordat ons mekaar tot sien sê, wil ek jou seën met die Aaron seëninge opgeteken in Numeri hoofstuk 6, vers 24 tot 27. Mag die aangesig van Jahwe die Almagtige oor jou skyn, en aan jou die vrede gee, wat hierdie wêreld jou nie kan gee nie. Mag sy aangesig oor jou verhef word, en jou genadig wees met sy onnaspeurlike liefde, en dat jy die vreugde en die genade en die vrede sal ervaar, wat net ons hemelse Vader vir jou kan gee. En dan sê die woord, hy sal afstap uit die hemel uit, en hy sal afdaal na jou toe, en jou kom seën, omdat jy vandag hierdie seëninge ervaar het. Geseënd is jy, in jou ingang en in jou uitgang. Geseënd is jy, dat jy die kop sal wees, en nie die stert nie. Geseënd is jy, as 'n geseënde van die Allerhoogste. En dis vandag my gebed vir jou, en ek bid dit in die wonderbare naam van Meester Yeshua, en my gees roep uit, Halleluja. En so baie dankie, van my kant, Frik Weideman, Shabbat, Shalom.